Liewe vriende, ek groet u elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Dit is altyd 'n wonderlike voorreg om saam met u te kan kuier so van week tot week, om by mekaar uit te kan kom deur die Here se liefde en deur die Here se genade, en om so sy woord met mekaar te kan deel en vir mekaar te kan bid. So ek is dankbaar vir die Here vir die voorreg, en mag die Here ook dan hierdie tydjie wat ons nou hier saam sal wees, mag hy dit seën en mag hy daardeur verheerlik word, en dan mag daar vir u iets wees wat u saam met u kan neem ook vir die volgende week wat voor lê. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, ons wil u loof en prys in hierdie dag, Here, vir nog 'n wonderlike voorreg wat u vir ons gee om hier saam met mekaar te kan kuier rondom die woord van die Here. Dankie vir die voorreg wat ons het om die Here te kan dien en om te kan weet, Here, dat u genadig is, dat u barmhartig is, dat u lankmoedig is, Here, om te weet dat u gee om. Vader, my siel loof en prys vandag vir u daarvoor. Here, baie dankie ook vir elkeen wat ingeskakel is, Here, vandag, en dankie dat ons kan bid vir elkeen en dat ons die seën en die genade van die Here oor elkeen kan kom afbid, en dat ons maar net kan besef, Here, daar is niemand soos u nie, daar is niemand wie met u vergelyk kan word nie, en daar is niemand, Here, wie kan doen wat u kan doen nie, my Vader. So baie dankie dat ons hierdie tydjie nou aan u kan opdra, dat ons ook kan bid en vra, vergewe ons asseblief waar ons gesondig het teen u, en waar ons dikwels nog sondig teen u, wil ons bid dat u vir ons genadig sal wees, en dat u vir ons barmhartig sal wees. Asseblief, o Here, wees dan nou met elkeen, seën elkeen, Here, versterk die wat nou versterk moet word, Here, bemoedig die wat nou bemoedig moet word, en Here, help die wat dalk voel dat die lewe te veel geraak. Ek bid, Here, dat hulle nou in hierdie oomblikke sal ervaar hoe dat God se liefde oor hulle neersak en vir hulle aanraak en vir hulle net kom sê, volhard tot die einde toe. So dankie daarvoor, dankie nou vir u woord, en dankie dat u verheerlik kom word. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen. Nou, liewe vriende, in die lig van die feit dat dit, soos hulle dit noem op die kalender, 'n vroue maand is, wil ek ook dan graag vandag bietjie met u praat oor 'n vrou uit die Bybel uit, en ons het nou al baie preke, u het baie preke al gehoor oor die vrouens in die Bybel, en ek wil ook vandag met u oor een van hulle praat, sommer net tot verfrissing weer eens, dat die vrouens weet dat hulle is almal baie, baie belangrik, elkeen het 'n belangrike rol om te speel in hierdie lewe, en baie keer voel die rol wat jy het om te speel vir jou nie na die rol wat jy sou uitgekies het nie, maar as God daarin is, dan weet jy, jy hoef nie bekommerd te wees nie, dit gaan alles uitwerk volgens sy wil. So ek wil in die lig daarvan wil ek dan vandag saam met u lees hier in Exodus hoofstuk 2, Exodus 2, ek lees vir u vanaf vers 1 tot 10. Exodus 2 vers 1 tot 10 dan. En 'n man uit die huis van Levi het gegaan en 'n dogter van Levi geneem, en die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar. En toe sy sien dat hy mooi was, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Maar toe sy hom nie langer verborge kon hou nie, het sy vir hom 'n mandjie van bissies geneem en dit met lijmgrond en pik bestryk. En sy het die seentjie daarin neergelê en dit in die riete aan die kant van die Nyl gesit. En sy suster het op 'n afstand gaan staan om te wete te kom wat met hom sou gebeur. En Farao se dogter het na die Nyl afgegaan om 'n bad te neem, terwyl haar diensmeisies aan die kant van die Nyl heen en weer geloop het. Toe sien sy die mandjie tussen die riete en stuur haar slavin en laat dit haal. Nadat sy dit oopgemaak het, sien sy die kind en kyk, dit was 'n seentjie wat huil. En sy het hom innig jammer gekry en gesê, dit is een van die kinders van die Hebreërs. Toe sê sy suster aan die dogter van Farao, sal ek vir u 'n pleegmoeder uit die Hebreëse vroue gaan roep, dat sy vir u die seentjie kan soog? En Farao se dogter antwoord haar, ja, en die jong meisie het geloop en die seentjie se moeder geroep. Daarop sê Farao se dogter vir haar, neem hier die seentjie en soog hom vir my, en ek sal jou loon gee. En die vrou het die seentjie geneem en hom gesoog. En toe die seentjie groot geword het, bring sy hom na Farao se dogter, en hy het haar seun geword, en sy het hom Moses genoem en gesê, ek het hom mos
uit die water getrek. Net tot sover dan die geleesde deel. Nou liewe vriende, soos jy agtergekom het, ek sê vir u, ek wil graag oor 'n vrou in die Bybel praat, en soos jy agtergekom het, hier is nêrens 'n naam vir hierdie vrou nie. Dit is die ma van Moses. Maar ek kan ten minste vir u sê wat haar naam is, want op ander plekke in die Bybel word dit wel genoem, daar in Numeri word dit genoem, 26 vers 57 omtrent, en Exodus word dit ook later genoem, maar dit word gepraat van Amram se vrou. Moses se pa se naam was Amram, en sy vrou se naam was Jochebed. En die twee teksgedeeltes wat ek nou probeer aanwys het, dit sê net daarvan, Amram se vrou was Jochebed gewees, en Jochebed het vir hom, in die een vers sê, Moses en Aaron in die lewe gebring, en in die ander vers sê dit, van Aaron en Moses en Miriam. So dit was die 3 kinders, wat Amram en Jochebed gehad het, en dis oor Jochebed wat ek net so ietsie wil praat, en eintlik net wil ek deur hierdie verhaal loop, en dat vrouens sal agterkom, dat wanneer 'n mens soms deur moeilike dinge in die lewe gekonfronteer word, dat 'n mens altyd moet seker maak, dat God daarin is, en dat God se wil moet geskied, want ons verstaan nie altyd sy wil nie. Die Bybel leer ons immers dat sy weë is hoër as ons weë, sy gedagtes is nie ons gedagtes nie, dis anderste, want hy's God, hy's die skepper, hy's die onderhouder van alle dinge. So, as 'n mens kyk na hierdie verhaal van Jochebed, dan moet ons daarin dink dat dit was 'n baie moeilike tyd waarin sy swanger was, en sy het dit nie geweet toe sy swanger geword het nie, dit het tydens haar swangerskap gebeur. So, onthou, sy het nou al 2 kinders gehad, sy het vir Aaron en vir Miriam gehad, en nou het hulle derde kind, of sy is nou swanger met hulle derde kind, en tydens hierdie tyd van swangerskap, het koning Farao besluit, dat alle Joodse seentjies wat nou gebore word, moet doodgemaak word, want die Israeliete raak nou te veel in sy land, hy sien hulle as 'n bedreiging, hulle is nou al baie na aan 2 miljoen mense, indien nie meer dalk al nie, en nou probeer hy hulle aanwas, probeer hy nou bietjie strem. So dit was 'n bevel van die koning gewees, dat wanneer 'n baba seentjie gebore word, moet hy onmiddellik doodgemaak word. So dit is in hierdie tyd dat Jochebed swanger was. En nou weet ons mos, hulle het nie daardie tyd nou al die voorregte van sonaars gehad om te neem nie. So sy het nie geweet watter, sou dit 'n dogter of sou dit 'n seentjie wees nie. So u kan vir u indink dat daar moes 'n mate van benoudheid gewees het, 'n mate van bangheid gewees het, dat sê nou net dis 'n seentjie. Hoe gaan ek maak? Want enige moeder weet dat as jy 9 maande met 'n babatjie in jou geloop het, dan sien jy uit, daar's 'n band tussen julle, jy sien uit daarna om hierdie kleintjie in jou arms te kan hou, om hom te kan borsvoed, indien moontlik. So dit is sulke spesiale oomblikke wat vir jou voorlê, waarna jy uitsien. Jochebed het natuurlik ook so daarna uitgesien. Maar dan sien ons dat wanneer sy geboorte gee, en dit word nie baie duidelik uitgestip nie, maar dit was duidelik dat Jochebed het in die geheim geboorte geskenk. Sy het seker gemaak dat mense nie weet wanneer sy geboorte geskenk het nie, want gewoonlik is daar 'n vroedvrou wat help, en dan die vroedvrouens het die opdrag van die koning gekry, dat as dit 'n seentjie is, maak hom dood, 'n dogtertjie kan bly leef. So, Jochebed het in die eerste plek, het sy in die geheim geboorte gegee, waar niemand by was, en niemand gesien het nie, en sy het hierdie kleintjie in haar arms geneem, teen haar bors gedruk, en toe het sy hom weggesteek. En die Bybel sê hier, vir 3 volle maande het sy dit reg gekry om hierdie kindjie weg te steek, en tot dan by die punt waar sy besef het, nou raak dit onmoontlik, hierdie kind gaan nou aan die lig kom, en sy weet dat as hulle dit uitvind, dan word hy doodgemaak, en wat kan nou nog erger wees, as dat jou kind by geboorte doodgemaak word, en teenoor jy nou 3 maande hierdie kind al aan jou bors laat drink het, jy beskerm hom met jou hele lewe, jy stel eintlik jou lewe in gevaar, en nou moet
hierdie kind van jou weggevat word en vermoor word letterlik voor jou oë. So Jochebed het alweer 'n plan. En dit spreek vir my van 'n vrou, liewe vriende, wat naby aan die Here geleef het. En ons mag sê, nêrens staan dit hier nie. Weet jy, wat is die grootste betekenis in die hele gedeelte? En ek wil hê, u moet dit onthou. Dan kom ek nie eens weer daarna toe terug nie, maar ek wil hê, u moet dit onthou. En dit is dat hier die hele verhaal van Moses se geboorte en sy groot word, is 'n kragtige bewys van God se voorsienigheid. Wanneer God in 'n saak is. En baie keer weet ons nie eens dat God in 'n spesifieke saak is nie, maar as ons sien hoe die ding uitspeel, dan besef jy, die Here het die hele tyd hierdie pad bestuur. Die Here was die hele tyd in beheer. So kan ons dink daaraan dat God dit so voorsien het, dat Jochebed in die geheim geboorte kon gee. God het voorsien dat Jochebed dit reg kry om hierdie kind vir 3 maande weg te steek. En nou kom Jochebed met 'n nuwe plan vorendag, en dit is, sy weet dat die Farao se dogter, sy gaan neem 'n bad elke oggend in die Nylrivier, en ontspan daar saam met haar diensmeisies en word seker gemasseer en al die tipe van dinge. En Jochebed het dit geweet. En toe het Jochebed, kom ek sê dit ook net om uit te lig hier, hoekom Jochebed vir my so 'n fantastiese vrou was, as ek dit so kan noem, want nêrens word hier gesê, haar man het dit gedoen, of haar man het dit gedoen nie. Dis van die geboorte af alles, sy het so gemaak. Sy het so gemaak. Nou weet ek mos, hoe mans maar oor die algemeen is, hulle is maar gewoonlik bang vir moeilikheid, so heel waarskynlik het 'n man gesê, jy weet wat die koning gesê het, jy kan nie dit doen nie, dit kan jy jou indink, wat gaan gebeur as hulle ons uitvind en al die dinge, want hy was 'n leviet gewees ook, so hy sou iemand wees wat in die wet wou gebly het en die reëls wou handhaaf het. Maar Jochebed het geloof gehad. Jochebed het haar vertroue in die Here gestel vir dit wat moet gebeur. En so het sy besluit om vir ou klein Mosesie, wat sy toe nou nie geweet het wat sy naam in daai stadium sou wees nie, maar sy het vir hom daar in 'n mandjie gesit wat sy deeglik gelym het en met pik besmeer het, sodat dit waterdig kan wees. Sy sit hom daar in 'n mandjie wat nog as pragtig 'n dekseltjie ook op het, en dan sit sy hom daar op 'n strategiese plek op die Nylrivier met die hoop dat terwyl Farao se dogter bietjie laar af besig is om haar bad te neem, dat die stroom hierdie mandjie sal vat en tydens daardie tyd daar by haar verbygaan, en dan is dit nou maar 'n geval, wat moet gebeur, moet dan gebeur, want die Farao se dogter sou weet dat dit is 'n Hebreëse kind, is 'n Joodse kind wat in hierdie mandjie is, maar dan het Jochebed nog 'n plan saam met dit, en dit is, sy stuur vir Miriam, wat die oudste suster is, stuur sy om al langs die rivier saam te loop, soos wat hierdie mandjie daar afgaan, want sy kan nie die mandjie baie opsigtelik daar in die water sit nie, dan sou almal weet, so sy moes dit baie geheimsinnig alles gedoen het, en Miriam moes al langs die water loop, en kyk wat gebeur met die mandjie. Nou moet jy onthou, hierdie mandjie kon enige plek tussen die riete ingespoel het, en dan sou hy daar gelê het, en hierdie babatjie sou doodgegaan het van die honger. Dis wat sou gebeur het. Maar weer eens, die Here se voorsienigheid. Gee dat hierdie mandjie mooi op die water bly, tussen die riete deur beweeg, en uiteindelik dan naby Farao se dogter verbygaan, en dan sien ons, hulle sien dit, sy stuur haar diensmeisie om die mandjie te gaan haal, maak dit oop, en ek wil amper spottenderwys sê, Moses het ook net geweet wanneer om te huil, want die Bybel sê, toe hulle die mandjie oopmaak, was dit 'n pragtige seentjie wat daar gelê het, maar hy het gehuil, en omdat hy gehuil het, het hy haar empatie, het hy gelok, en sy het hom so jammer gekry, dat hierdie Farao se dogter besluit het, hierdie kind gaan ek nie doodmaak nie, ek gaan hom ook nie laat doodmaak nie, ek gaan hom vir my hou, hy's mooi, en hy het sorg nodig. En dan is dit op daardie oomblik, dat Miriam na haar toe gaan, en vir haar sê,
kan ek vir u iemand kry om hierdie kind te borsvoed, om hierdie kind te soog vir u tot op 'n bepaalde tyd? En onmiddellik het Farao se dogter gesê, ja, hoekom sou mens kon vra? En dis eenvoudig dat sy het geweet dat daar 'n hele aantal Joodse vrouens was wie se babaseentjies doodgemaak is. So hulle het melk in hulle borste, maar hulle het nie kinders om te voed nie. So sy het geweet dit sou maklik wees vir hierdie dogter, wat ook 'n Joodse dogtertjie is, om 'n mamma te gaan vind, wie se baba van haar weggevat is, maar wat tog sou kon borsvoed, en hierdie kind kon soog. So, onmiddellik sê Farao se dogter ja, en dan gaan Miriam natuurlik na haar eie ma toe, wie se kind dit eintlik is, en bring haar na Farao se dogter toe, en dan is het eintlik so wonderlik as 'n mens dan nou hier raak sien, dat Farao se dogter vir haar sê, soog hom vir my, en ek sal jou betaal daarvoor. So, Jochebed word betaal om haar eie kind te kan liefkoos, haar eie kind te kan borsvoed, na haar eie kind te kan omsien. Vriende, dit is alles die Here se voorsienigheid. Maar dit het alles ook te make met 'n vrou wat geloof in die Here gehad het. Met 'n vrou wat bereid was om die Here te vertrou. Sy was bereid om haar lewe op die spel te plaas. Sy het nie omgegee wat met haar kan gebeur nie. Sy het geweet, hierdie kind se lewetjie is in elk geval net op genade oorgegee, want hy moes nou al reeds dood gewees het by geboorte, maar is nou al 3 maande later, hy lewe nog, en sy doen alles in haar vermoë om te kyk of sy hom nie net langer kan laat lewe nie. En dan is hierdie die wonderlikheid daarvan dat sy, soos ek sê, op die einde haar eie kind kon soog en groter maak. Ons is nie seker, die Bybel sê glad nie wanneer sy vir Moses teruggevat het nie, maar het kan wees dat hy al 3 of 4 jaar oud gewees het. Heel waarskynlik het hy natuurlik na die paleis toe gegaan in en uit, maar na omtrent 3 of 4 jaar, heel waarskynlik het hulle hom permanent gevat om nou in die paleis te bly, en as Farao se dogter, Farao se dogter se seun groot gemaak te word. En nou moet jy hierin ook sien, dat Moses kom uit 'n Levitiese huis uit. Wie was die Leviete? Hulle was die mense wat die wette van die Here vir die volk moes voorhou, en hulle ook daarin bestudeer. Hulle moes ook die mense wees wat die offers gebring het. So hulle het 'n geweldige belangrike rol gespeel in die Joodse godsdiens en rituele. En so, liewe vriende, was Moses, het hy in hierdie wettiese huis groot geword dan nou, en nou gaan hy oor na die Egiptiese huis toe, en die Bybel sê vir ons dit, dat hulle het hom daar goed geleer in die wette in. So Moses was van al kante af, al was hy toe nog klein, om van die Joodse wette alles te verstaan, of veel daarvan te verstaan, is dit baie wonderlik en interessant om te let weer eens Godse voorsienigheid in dit alles, dat hy in 'n Joodse wettiese huis groot word, en dan dat hy oorgaan na die Egiptiese huis toe, wat daar ook, maar hy geleer en geskool word in al die wette van die wêreld en dinge. So Moses was op die ou einde goed geleerd gewees, want hy's 'n koning se kind nou eintlik, hy's die koningin se kind, en daar's 'n geleentheid vir hom, dat hy moontlik koning kan word van Egipte. Dit is die lyn waarin hy geval het, as hy net so aanhou. So, Moses was in daardie opsig dan so bevoorreg, dat hy al die wonderlike opleiding gekry het, al die wonderlike dinge mee geseënd was, en uiteindelik kragtig deur die Here gebruik kon word. So, as ons terugkom na Jochebed toe, ek het nou 'n lang storie vir jy vertel, maar as ons terugkom na Jochebed toe, dan sien ons hier 'n vrou wat in stilte op die Here vertrou het. 'n Vrou wat geloof gehad het, 'n vrou wat moed gehad het, 'n vrou wat, en ek dink dit is vir my die grootste ding wat hier uitstaan van haar spesifiek, is dat, en dit word hier nêrens gesê nie, maar hierdie was 'n baie nederige en sagmoedige vrou gewees. Alhoewel sy hierdie heldhaftige pogings aangewend het om hierdie kind se lewe te spaar, was sy baie sagmoedig gewees. Hoekom sê ek dit? Want ek dink daaraan, jy weet, as jy dink daaraan dat jy in die eerste plek nie eens die voorreg het as 'n ma om vir jou kind 'n naam te kan gee nie. Onthou, die naam Moses kom nie van Jochebed af of sy pa, Moses se pa af nie, dit kom van Farao se dogter af.
En u weet mos, nou u wat vrouens is, weet, as jy swanger is, dan begin jy al dink aan name vir die kind. Nee, en dan het jy mos nou na beide kante toe name, as dit 'n seentjie is, gaan dit sy name wees. As dit 'n dogtertjie is, gaan dit haar name wees. En Jochebed was mos nou nie 'n uitsondering nie, sy was 'n vrou net soos enige ander vrou. So sy moes ook gedroom het van, wat gaan hierdie kind se naam wees, maar omdat hierdie kind se lewe in gevaar kon wees, het sy stil gebly en sy toegelaat dat hierdie Farao se dogter vir Moses dan die naam Moses gee en Jochebed het daarmee saamgegaan. Dit spreek van baie nederigheid en baie sagmoedigheid om jouself in te hou en nie jouself te laat geld en almal moet weet wie jy is nie, maar om dit alles te kan toelaat. En dan, liewe vriende, as 'n mens dan kyk na Moses se lewe, dan sien ons dat dit wat Jochebed hier gedoen het, was 'n groot werk wat sy gedoen het. 'n Groot samewerking met God gewees, al het sy dit toe nie besef nie. Sy het nooit kon droom dat hierdie kind, wat sy so lief het, wat sy so beskerm het met haar hele lewe, dat hierdie kind eendag 'n tipe van Christus sou wees nie. Onthou dat saam, so toe Moses gebore was, in daardie tyd was seentjies doodgemaak gewees, omdat hulle te veel geraak het in Farao se oë. Toe Jesus gebore was, was die seentjies doodgemaak gewees, want het gehoop om hierdie koning waarvan die wyse manne gepraat het, om daardie seentjie hopelik in die proses ook dood te maak. Dan sien ons hoe dat beide van hulle moes vlug. Moses moes wegvlug van sy geboorteland af, wat Egipte was, en later sou hy terugkom. Jesus, al was hy babatjie, moes Josef en Maria vlug met hom, en is interessant, hulle vlug juist toe Egipte toe met hom, totdat Herodes weer dood is, en dan gaan hulle weer terug. Nee, is dit nie wonderlik nie? En dan weet ons dat Moses word genoem, die groot profeet. Hy was die groot profeet van die Ou Testament. Hy was naas Jesus die grootste profeet wie daar was. Want hy het hierdie volk uitgelei, uit slawerny uit, na vryheid toe, net soos wat Jesus gekom het as die grootste profeet, om mense uit hulle sonde uit te lei, om die ewige lewe te kan beerwe. Jochebed was hierdie vroukie, wat vir Moses haar lewe op die spel gesit het, wat bereid was om nie om te gee, dat haar naam word nêrens hier genoem nie, dit word net gepraat van die vrou. Liewe vriende, die Here roep vir my en vir u, maar veral dan vir ons vrouens op in hierdie tyd, om vrouens van geloof te wees, om vrouens van durf te wees, om vrouens te wees wat terselfdertyd sagmoedigheid in hulle kan hê, nederigheid in hulle kan hê. Jy het nie nodig om jou stem dik te maak nie, jy het nie nodig om te veg vir wie jy is nie. As God saam met jou is, dan sal hy vir jou veg. En dit is wat ons hier in die hele verhaal gesien het, hoe dat God se hand die hele tyd oor al die dinge was wat Jochebed besluit het. Dat God saamgewerk het en Moses gespaar het om hom om hom die grootste leier van alle tye te kon maak, wat hierdie byna 2 miljoen mense uit Egipte kon lei tot op die grense van die beloofde land. Moses het by sy ma geleer om sagmoedig en nederig te wees. Hoe weet ek dit? Want in Numeri 12 vers 3 staan daar die volgende, en Moses was die mees sagmoedigste mens op die hele aarde. Hy het nooit geveg vir sy posisie nie. Hy het geweet dat die posisie wat hy het God aan hom gegee, en net God kan dit weer van hom wegvat. Daarom was daar 'n tyd toe, selfs Aaron, sy eie broer, ouer broer en ouer suster Miriam, teen hom in opstand gekom het, en Moses sê die Bybel het sy mond nie opgemaak nie, hy het hom nie verdedig nie, hulle het vir hom eintlik probeer sê, wie is jy om te dink dat God net met jou kan praat? Hy praat ook met ons, en dan weet ons hoe dat die Here met hulle gehandel het. Miriam het melaats geword, en God het vir hulle gesê, ek het my aan niemand anders geopenbaar, soos wat ek my aan Moses geopenbaar het nie. Hoe durf julle teen hom in opstand kom? Jochebed
het daardie saad geplant, het daardie opvoedingswerk in Moses se lewe gedoen, maar sy het geleer om ook, wil ek amper sê, haar plek te ken en God toe te laat om in beheer te wees van wat moet gebeur. En dis die wonderlikheid daarvan, en daarom wil ek vir vrouens vandag sê, moenie moedeloos raak met jou posisie nie, moenie moedeloos raak oor die situasies in jou lewe nie, skep moed in die Here in, want dit wat nou dalk vir jou swaar is om te aanvaar, swaar is om te beleef, God het iets wonderlikers vir jou in gedagte, en dit, al wat hy van jou vra is, wees jy net getrou in die deel wat jy moet doen, en die Here sal die res doen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir U so baie, baie dankie, dat ons kan weet, dat daar is baie formidabele vrouens in die Bybel, waaroor 'n mens kan praat. Daar is, Here, daar is Rut, daar is Esther, daar is Maria, daar is Maria Magdalena, daar is Anna, die profetes. Here, daar is so baie oor wie 'n mens sou kon praat. Here, maar dankie dat ons definitief vir Jochebed onder een van daardie vrouens kan tel, en kan sê dankie dat alhoewel haar naam nie eens pertinent hier in hierdie verhaal vertel word nie, lees ons van 'n vrou, 'n moeder wat haar lewe op die spel geplaas het, om haar kind in die lewe te hou, en onwetend het sy iemand groot gemaak, wat 'n profeet sou wees, na die tipe van Jesus. Dankie Here daarvoor, seën ons vrouens, wees saam met hulle, hou U hand oor hulle, help hulle elkeen nou wat luister, elkeen om te besef, God het 'n doel met my lewe, en soms mag die doel lyk na lyding, maar God draai dit altyd oor in oorwinning. Kom dan en seën ons vrouens, in Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen.